Soos ek het van klein tyd af geweet, ek sal nie in 'n gewone kantoor kan sit nie. Ek is Denay van Deventer en ek studeer mechatronika by Soltech. Ek is Melandri Koetser, ek is nou 19 jaar oud en ek studeer om 'n meelmaker te word by Soltech. Hallo, ek is Laura Potgieter. Ek is tans besig om mechatronika te studeer en ek is in my eerste jaar daarvan. Ek is Nikki Jansen van Vieren, ek kom van Botswana af, ek swat meelmaker en ek bly in die plaashuis. Van kleins af het ek geweet ek wou met my hande werk, maar ek het nie geweet wat ek wou doen nie. So toe ek op hoërskool met 'n lektor praat, het hy vir my die leiding gegee en die raad gegee en waar om te begin. En dit was toe om by Soltech te begin swat en om in die ambagte in te gaan. En toe ek by Soltech dag 1 hier aankom, het ek geweet ek het die regte besluit gemaak en ek sou gelukkig wees in die ambagte. Ek het al van kleins af besluit ek wil ietsie tegnies doen, want van kind af het ek altyd saam met my pa in die garage gewerk op dinge en ek geniet dit baie om te sien wat ek bereik het. Ek het by Soltech kom studeer want ek dink hulle het 'n baie goeie kwaliteit in hoe hulle dinge doen. Ek hou van die morele waardes wat Soltech aanbied en ek hou daarvan dat ek ietsie in Afrikaans kan doen waaroor ek passievol is. Toe ek in hoërskool was, het ek eers besef hoe baie ek daarvan hou om met my hande te werk en die tegniese goed te doen. Ek het ingeskryf vir meelmaker en toe het ek later uitgevind op Soltech se webtuiste van mechatronika. Ek het meer begin inkyk daarin en besef dis eintlik iets wat ek baie meer in belangstel as wat ek in meelmaker belangstel en toe skuif ek voor ek gekom het oor na mechatronika toe. Ek het nog altyd baie goed gemaak in die stoor met my hande en ek bly op 'n plaas, so ek maak altyd goed saam met my pa en toe ek hoor van Soltech toe weet ek moet hier kom studeer. Ek het oorspronklik meelmaker studeer en toe die geleentheid opgekom om mechatronika te studeer, het ek dit met graagte gevat. So ek het mechatronika begin studeer want ek wou 'n wye verskeidenheid van werk doen. Met meelmaker kon ek elektries en meganiese toestelle in stand hou, installeer en foutsporing doen, maar deur om mechatronika verder te studeer, het ek nou die geleentheid om meer te leer oor geautomatiseerde stelsels, programmeer, foutspoor, instandhouding doen en installasies doen van die werk. Ek weet van baie meelmakers wat by groot pakhuise werk, soos met vrugte en groente en alles wat verpak word. Dit is ook ietsie, dis ook ergens waar ek graag sal wil werk, is by 'n groot pakhuis. Ek sien myself graag in opleiding in 20 jaar se tyd, maar graag in die ambagte. Maar ek wil graag eers genoeg tyd in die industrie spandeer om ervaring op te doen, sodat ek eendag my studente beter ambagsmense te kan maak as wat ek ooit sal wees. Keis was al baie betrokke hier by ons. Hulle het begin deur om die gimnasium by die plaashuis te borg vir ons en ek kan net hoor hoe die manne dit vreeslik baie geniet. Maar Keis is ook al betrokke deur om vir ons as studente die nuutste tegnologie in die agri-industrie te wys, as ook om ons oë oop te maak aan werksgeleenthede wat daar in die industrie is waarvan ons nie van geweet het nie. Dit is eintlik lekker om te weet dat 'n maatskappy soos Keis mense soos ons ondersteun. Hierdie industrie en net soos ons ondersteun. Hulle het ons gimnasium daar by die koshuis geborg en hulle is tans besig om 'n paar studente hier by Soltech te kies om daar by hulle prakties te gaan doen. So ek sien baie uit hoe meer hulle betrokke raak hier by Soltech. Hierso by Soltech het Keis definitief hulle vingerafdruk gelos. Hulle het al masjinerie geskenk en ek dink dit is baie belangrik dat ander industrieë ook Keis se voorbeeld kan volg. Ek sal met die grootste liefde vir Keis werk want ek weet hulle sal vir my die geleentheid gee om myself te groei, as ook om 'n wye verskeidenheid van toestelle en stelsels in die industrie te beleef. Ek is 'n groot ondersteuner van Keis omdat my pa love Keis. So dit is net ek sal dit baie geniet om vir Keis eendag te werk. Met mechatronika in die landbouindustrie is dit baie behulpsaam, van al die pad van die maak van trekkers en toestelle tot al die geautomatiseerde prosesse in 'n trekker om waterbesproeiing te doen en die plant van enige grane wat jy in die industrie sal kry. Deur ander vrouens wat klaar in die industrie inkom en meer vrouens wat in die industrie inkom, is dit klaar groot motivering vir ander vrouens om te doen waarvoor hulle lief is. Maar deur die industrie wat ons erken as vrouens in die industrie, sal dit altyd 'n groot motivering wees vir ons as vrouens in die industrie om aan te gaan. Ek dink dis 'n baie goeie ervaring vir 'n vrou om 'n ambag te studeer, want jy
kry baie geleenthede, jy word makliker uitgeken, jy's baie maklik om te onthou want daar is so min vrouens. En ek dink ook persoonlik vir my, dit bou my waardes, dit laat my eintlik net goed voel oor myself dat ek ook kan doen wat 'n man kan doen en ek dink dit wys ook vir baie ander dames dat vrouens presies kan doen wat mans kan doen. Ek dink eerlikwaar vrouens besef nie hoe meer fyn ingestel is ons om die goed te doen nie. Soos ons is baie meer, hoe kan ek sê, jou hande pas meer in goeders waar die mans eintlik baie meer sukkel. Jy sien, ek kry hierdie so maklik vasgedraai maar die man sukkel want hy kry nie sy hande daarin nie of iets. So dis harde werk, maar jy kry dit reg. Ek dink meer vrouens moet dit kom swat juis omdat dit 'n man se loopbaankeuse is. Ek voel dis so lekker om net vir mense verkeerd te bewys oor wat hulle van jou dink. En die voordele van dit is hulle maak seker ons is gelukkig hierso en hulle kyk baie mooi na ons en al die onderwysers is so nice. Maar die nadele is as mense hoor jy swat meelmaker en jy's 'n vrou dan kyk hulle jou nogal skeef uit. Maar dit motiveer my eintlik om net harder te werk. Die wêreld sien ambagte as 'n mansindustrie, maar hoe meer ek my studieloopbaan by Sultech gehad het ek net besef ons as vrouens kyk net anders aan 'n taakie of 'n werkie en dit maak ons anders in die industrie. Ons het ander sterkpunte wat mans nie het nie. So ons kan 'n taak aanpak in die beste manier wat ons kan om die beste resultate uit te kry. Jy is meer ingestel op die fynere detail daarvan en dit op jou einde van die dag maak meer saak. Ek hoop eendag dat ek 'n goeie rolmodel vir vrouens kan wees in die industrie deur om myself te wees, maar ook om vir ander vrouens te wys waar daar 'n wil is daar 'n weg en jy kan doen waarvoor jy lief is. Ek dink een van die voordele van 'n vrou in hierdie industrie is dat jy maklik onthou word, baie mense ken jou en hulle doen baie meer moeite om jou te leer ken, omdat daar nou nie so baie vrouens is nie. Maar een van die nadele is dat baie van die mense jou onderskat of hulle kyk jou dalk skeef uit, omdat hulle dink jy kan nie doen wat 'n man kan doen nie. Maar dit help jou ook, want dit laat my hulle net verkeerd bewys. Dit is net vir my die beste soos industrie om met jou hande te werk. Ek is 'n vrou, ek is sterk, slim en ek bou my toekoms met my eie hande. Ek is 'n vrou, ek sien baie uit vir die toekoms wat vir my voorlê en ek is baie trots op my keuses wat ek sover gemaak het. Ek is 'n vrou wat trots is en met volle vertroue weet ek doen waarvoor ek lief is. Ek is 'n vrou, ek is sterk, dinamies, vasberade en ek bou my toekoms met my eie hande.